Wat 'n voorreg om die Christusfees vandag saam kerkfamilie te vier. Is lekker altyd wanneer ons in die feestyd saam kuier, saam met familie kuier wat ons lanklaas gesien het, vriende wat ons lanklaas gesien het. Dis 'n goeie ding. En ek het gedink dit sal goed wees vandag om vir julle 'n geskenk te gee. Ek het baie gedink hieroor. Wat kan ek gee? Wat sal sinvol wees? Ek dink 'n boodskap vandag sal 'n goeie geskenk wees, 'n boodskap wat elkeen van julle in julle harte kan bære en kan vashou. Nou vandag voor ek verder gaan, wil ek graag vir Arjan 'n geskenk gee. Dis 'n groot geskenk en Arjan, geseënde Christusfees. Jy moet hom mooi deurkyk, daar's dalk ietsie vir jou, ja, daar iewers. Is hy nie gelukkig nie, nee. Geseënd. Ek wil iets illustreer deur dit, maar voor ek by dit kom, geskenke is mooi en is betekenisvol. En die Christusfees herinner ons aan die grootste geskenk nog ooit. 'n Geskenk wat jy nie in 'n winkel kan koop nie. Nou waar daar geskenke betrokke is daar altyd 3 aspekte. Dis die gewer van die geskenk self en die ontvanger van die geskenk. En in die konteks van Christus se geboorte en die Christusfees kan ons vandag sê dat die gewer van hierdie geskenk is God die Vader. En die geskenk is Christus en die ontvanger is ek en jy. Wat 'n voorreg is dit nie? God is die gewer, ons hemelse Vader. Hy het vir ons sy grootste geskenk gegee en hy het dit goed deurdink ook. Elke aspek van hierdie geskenk. Voor die grondlegging van die aarde al. Dink gou mooi daaraan, hè? Voor die grondlegging van die aarde het God geweet, hy gaan Jesus gee, hy het dit deurdink en saam met hulle besluit wat hierdie verlossingsplan gaan wees. Dit het hom nie niks gekos nie. Want dit is sy geliefde seun wie hy gegee het. En vandag is ons dankbaar teenoor ons hemelse Vader dat hy hierdie raadsplan deurgevoer het. Ons besef nie altyd watter groot prys Jesus betaal het om aarde toe te kom nie. Nie net was die kruisdood 'n groot prys nie, maar onthou, hy was God in die hemel, God die Seun, deel van die Godheid. En hy het gesê, ek sal gaan en die prys betaal. Ek sal my goddelike eienskappe neerlê, my goddelike attribute neerlê en ek sal vlees aanneem. Ek sal mens word, die gestalte van 'n mens aanneem. Ek sal soos hulle word. Die vernedering van dit, maar hy was bereid om dit te doen vir my en jou. En absoluut van die begin af was God intentioneel met alles wat hy gedoen het rondom die geboorte van Jesus. En ons gaan nou gou 'n bietjie daarna kyk. Julle ken die verhaal so goed, so ek gaan nie al die verse lees nie, maar ek wil hierdie spesifieke vers lees in Lukas 2 vers 7. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die Griekse woord vir herberg is kataluma, ons gaan nou daarby uitkom. So, die arme herbergier van die verhaal van Jesus was deur die eeue al darm in 'n baie slegte lig gestel, is nie so nie. Ek meen, hoe kan hierdie man 'n swanger vrou wegwys? En vir Maria wegwys. Maria, wie swanger was met Jesus. En hy was altyd in hierdie slegte lig gestel, maar ouens, dis nie heeltemal akkuraat nie. Gedurende daardie tyd was gasvryheid 'n baie belangrike eienskap in die gemeenskap. Dit was belangrik vir mense om baie gasvry te wees en gaste te ontvang. So dis heel onwaarskynlik dat iemand 'n swanger vrou sou wegwys. Sê nee, is nie plek vir jou nie. Gaan soek maar 'n ander plek. En daar staan ook nêrens dat die herbergier hulle weggewys het nie. Ons moet daai vers mooi lees. Al wat daar staan is, daar was nie genoeg plek in die herberg nie.
Dis al wat daar staan. Nou die Griekse woord vir herberg is die woord kataluma en dit beteken gastekamer. Dis wat dit beteken. So, al wat hy vir hulle gesê het, ouens, daar is nie genoeg plek in die gastekamer nie. Want dis vol bespreek. Hier soveel mense in Bethlehem vir die sensusopname en daar's net nie plek vir julle in hierdie gastekamer nie. Sien ouens, in die antieke tyd was daai huisies gewoonlik 2 verdiepings. Die onderste deel was die deel waar daar diere gehou was, veral in die winter was die diere ingelaat, hulle was gevoer daar, en dan het jy met trappe opgegaan en in die boonste verdieping is die leefarea gewees waar die mense gewoon het, waar die gesin nou gebly het. En dan het baie huisies gastekamers gehad. Vir as die vriende en familie kom kuier, dan kan hulle in die gastekamer bly. So al wat die herbergier gesê het, julle, die gastekamer is vol, maar julle is welkom om saam met ons te bly in die leefarea. En dis wat toe gebeur het. Josef en Maria het saam met hulle daar geoornag, en toe Jesus gebore was, die praktiese ding was om toe 'n krib te kry en Jesus in die krib neer te lê, die klein babietjie. Maar God was van die begin af baie intentioneel. Kom ons dink gou mooi daardeur. Ek meen Jesus, 'n pasgebore baba, baie broos, weerloos, toegedraai in linne, word hy in 'n krib neergelê. 33 jaar later, Jesus word gekruisig, hy sterf, en hulle draai hom toe in linne, in doeke, en hy word broos in 'n graf geplaas. Hy tree toe tot ons wêreld, en met die intrapslag, daar by sy geboorte, sien ons eintlik die verlossingsplan so op 'n manier afspeel. Dit wys na wat nog gaan gebeur. Dink gou hieraan, die huis in Bethlehem, waar Jesus gebore was so 9 kilometer van Jerusalem af. Hierdie dorpie Bethlehem was op die roete as jy na Jerusalem gereis het. So baie mense het deur Bethlehem gereis na Jerusalem toe, om offers te gaan maak in die tempel. En wanneer jy 'n offer maak, het jy 'n lammetjie nodig. So baie van hierdie huise se onderste vloere was nie net gevul met beeste en hoenders en donkies nie. Daar was baie skape en lammetjies ook. Want jy sou nou gereis het en dan so entjie voor Jerusalem, in Bethlehem kom jy aan en dan koop jy vir jou 'n lammetjie om dit te gaan offer in Jerusalem. So Jesus is daar gebore tussen lammetjies. 10-1 wat 10 geslag moes word vir die offers. Maar hier is die lam van God, gebore tussen ander lammetjies, om die sonde van die wêreld weg te neem. Johannes die Doper het self gesê, in Johannes 1:29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. My sonde en jou sonde, ouens. Elkeen wat in hom glo, het hy gekom en vrygekoop van die sonde en die dood. Is dit nie mooi hoe intentioneel God van die begin af was nie? Die geskenk self is Jesus Christus. En of jy nou 'n geskenk ontvang hierdie jaar of nie, ek wil vandag vir jou sê, as jy Jesus ontvang het, het jy alles. As jy Jesus ontvang het in jou lewe, het jy alles. En ons besef nie op hierdie stadium, terwyl ons hier op aarde is altyd, hoe belangrik hierdie geskenk Jesus is nie. Eendag as jy in die hemel is, gaan jy dit werklik besef. Dan gaan jy besef dat omdat ek hierdie geskenk ontvang het en aangeneem het, kan ek nou 'n ewigheid saam met my hemelse Vader wees. Sonder die geskenk kan jy nie vir ewig saam met die hemelse Vader wees nie. Want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3:16, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, elkeen wat hierdie geskenk ontvang het, wat Jesus ontvang het, is dit nie wonderlik nie, jy kan nou die ewige lewe hê. Jy is nie verlore nie. Jy was verlore voor Jesus, maar nou dat jy Jesus het, is jy nie meer verlore nie, jy is deel van sy familie. Jy is deel van sy kudde.
En omdat jy deel is van God se familie, het jy 'n ewige lewe ontvang. Wat beteken daai ewige lewe? Want almal van ons gaan vir ewig voortbestaan. As jy Jesus gekies het, gaan jy in die hemel voortbestaan. As jy hom nie gekies het nie, ongelukkig, gaan jy op 'n baie warm plek voortbestaan. Maar daai ewige lewe beteken 'n ewige lewe, 'n ewige voortbestaan saam met jou hemelse Vader, jou Skepper. En as jy daai geskenk ontvang het, is dit joune. Dink gou mooi daaraan wat dit Jesus gekos het. Ek meen, die Skepper van die hemel en aarde, hy was betrokke by die skepping, ouens. Vir 9 maande vasgevang in 'n baarmoeder. Hy moes doeke dra, soos enige ander kind. Hy moes leer sit, loop en hy moes tande wissel. Hy het seker sy nerve afgeval op die grondpad, soos 'n klein seentjie nou maar is. Hy was blootgestel aan al die versoekings, al die pyn en lyding wat ons deurgaan. Hy was in dit alles blootgestel. Hy het homself verneder en mens geword. Dit is wat Jesus bereid was om te doen vir ons. Hy was nie gebore in rykdom en gemak nie. Hy was nie in 'n paleis gebore nie. Jy sien, God se geskenke is nie volgens die wêreldse standaarde altyd groter en beter nie. Altyd bling bling nie. God se geskenk aan ons kom in nederigheid. En sy geboorte, wat ons vandag vier, bring vir ons hoop. Dit bring vir ons vergifnis, 'n nuwe lewe vir die wat elkeen in hom glo. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore. Jesus was vir ons gestuur en 'n seun is aan ons gegee wat dui op sy kruisiging, God se seun. Nou die wyse manne het ook geskenke gebring. Julle onthou dit baie goed, julle ken die verhaal. En ons sing hierdie liedjie, julle sal hom seker ken, We three kings from Orient are bearing gifts from travel afar. Het dit al gehoor? Nou ek het nuus vir julle vanoggend, daar was nie noodwendig, daar was nie net 3 wyse manne nie. En hulle was ook nie konings nie. Dit is legendes wat later bygevoeg is, maar hulle was nie regtig konings nie. Die Bybel gee ook nie vir ons 'n getal nie, al wat die Bybel sê, daar was 3 tipes geskenke. Dan neem mense nou maar aan, goed, daar was seker 3 wyse manne ook, maar hulle was nie net 3 gewees nie. Wat ons wel weet, volgens navorsing, is dat hierdie wyse manne baie invloedryke manne was. So, die wyse manne wat Jerusalem toe gekom het, was 'n afvaardiging van wyses met leiwagte en soldate ook. Onthou, hierdie ouens was baie ryk gewees, invloedryk, baie belangrike ouens in hulle gemeenskap en hulle sou nie sommer net alleen gereis het nie. Hulle klomp leiwagte saam hulle gebring, soldate. Hulle was nie konings nie, maar hulle het die mag gehad en die invloed gehad om konings te maak. Hulle was koningmakers. Hulle kon besluit het wie koning gaan wees. Nou die wyse manne, die Engels sê dit, noem dit the Magi, was 'n geleerde, priesterlike groep manne uit die ooste. En jy was nie net sommer gekies as een van hierdie priesters nie, jy moes gebore gewees het as een van daai priesters. Soos die Lewiete gebore was, die stam van Levi, gebore was om in die tempel funksies te verrig, was hierdie priesterlike groep, was jy gebore in dit, jy was deel van hierdie wyse manne, hierdie Magi, om sekere verpligtinge na te kom in hulle tempel, en hulle was bekend vir hulle wysheid, hulle was lief vir sterrekunde, en hulle was ook baie goed om drome te ontleed, dit uit te lê, en profeseë te ontleed. Interessant, die woord magistraat is afgelei van die woord Magi af. In Matteus 2 vers 3 lees ons dat die hele Jerusalem was onrustig oor hierdie klomp manne van die ooste af. Matteus 2 vers 3. En toe koning Herodes het hoor, was hy baie ontsteld. En die hele Jerusalem saam met hom. Kom, was hulle ontsteld? Jy sien, hierdie groep wyse manne het oral rondgegaan in Jerusalem en vir die mense gevra, waar is hierdie koning van die Jode wat gebore word? Wat gebore is? Waar is hierdie koning? Ons wil hom ontmoet, ons wil hulde aan hom bring, ons wil hom aanbid. Hulle het geweet van hom en hulle het rondgevra.
Nou, julle moet onthou in Jerusalem was dit redelik gespanne gewees, want Rome het op daai stadium geheers oor Jerusalem, en die Jode baie Jode het natuurlik gebly in Jerusalem, was onder hulle mag gewees en onderdruk deur hulle. En hier kom hierdie ouens nou, en hulle vra uit oor 'n koning van die Jode. So dit het Herodes baie benoud gemaak, want hy's die koning wat deur die Romeine aangestel is oor Jerusalem. Die mense was ook bekommerd geweest, want hulle het geweet, hierdie Herodes is 'n baie bloeddorstige, gewelddadige koning. En as hy voel, sy koningskap word bedreig, is die ou tot enigiets in staat. So hulle het gedink, hier kom moeilikheid. Daar was al in die verlede moeilikheid, so die kans is goed dat daar nou weer moeilikheid gaan wees. Want in die verlede was dit wel so gewees, dat daar 'n oorlog was. En hierdie wyse manne het die mag en invloed gehad om konings aan te stel. So julle kan nou dink, Herodes het gedink, "Sjoe, gaan hierdie ouens nou kom en sommer 'n koning aanstel in Jerusalem, 'n koning vir die Jode." So, daar was ernstige politieke druk gewees op Herodes. Hulle was vir hom 'n bedreiging gewees. En toe hulle vra na die koning van die Jode, het dit Herodes baie gespanne gemaak. Nou, hierdie wyse manne het van 'n landstreek afgekom aan die ooste van Judea, wat genoem word Parthia. Parthia het gegrens aan Judea. Judea was amper soos 'n bufferstaat tussen Rome en Parthia. Judea was in die middel gewees. So daar in Judea het daar verskeie konflikte al plaasgevind tussen Rome en Parthia. En soms het hierdie Parthiërs vir Rome houe gegee. In 40 voor Christus het hulle dit reg gekry om Judea in te neem en te regeer oor Judea vir 'n kort tydjie. Van die ooste af het hierdie ouens dit gedoen. En met tye het Herodes, mag hy nie eers sy eie landstreek Judea besoek het nie, ter wille van sy eie veiligheid, as gevolg van hierdie Parthiërs. En die rede waarom hulle hierdie magtige Romeinse weermag kon houe gee, is omdat hierdie Parthiërs se soldate baie goeie krygers was. Dis ouens wat uitstekend was met hulle pyl en bo. Hulle was goeie boogskutters en hulle was baie goeie ruiters ook gewees. So hulle het op hulle perde die oorlog aangevat met hulle pyl en bo en hulle was baie akkuraat gewees. Hulle kon enige kant toe skiet. Daar selfs as jy kyk na die prentjies wat daar is, dan sal jy sien die soldaat van Parthia af is op sy perd, maar hy kyk heeltemal agtertoe en hy skiet met sy pyl en boog. So selfs as hulle teruggehardloop het, kon hulle akkuraat met hierdie pyl en boog skiet en hulle het dit baie moeilik gemaak vir die Romeinse voetsoldate. So daar was 'n tydjie gewees waar Judea onder Parthia se invloed was. So kan julle sien die spanning wat daar was, en dit was toe ook in hierdie tyd wat hulle daar aangekom het gedurende Jesus se geboorte en gesê het, ons soek hierdie nuwe koning. Hulle het Jerusalem besoek. Dit het Herodes onder baie druk geplaas. Nou, hoe sou hierdie wyse manne dan geweet het van Jesus? Ek weet, hulle is van 'n ander landstreek. Hoe weet hulle van die Messias? Ouens, het dit al baie jare gelede gebeur. Onthou julle Daniël, wat weggevoer was na Babylon toe. Daniël was weggevoer na Babylon toe, saam met die hele volk Israel. Daniël en sy vriende was aangestel in die koning se paleis, want hulle was baie talentvolle jong manne gewees, en hulle het in hierdie koning se paleis, het hulle verpligtinge gehad. En Daniël was baie vroeg, omdat hy so 'n talentvolle jong man was, aangestel en deelgemaak van hierdie wyse manne. Koning Nebukadnesar, onthou julle hom, van Babylon? Hy het mos eenmal 'n droom gehad. Toe roep hy al hierdie wyse manne bymekaar, en hy sê, julle moet die droom vir my uitlê.
Inteendeel, julle moet vir my sê wat ek gedroom het en julle moet dit uitlê. Toe sê hulle, maar dis onmoontlik, ons gaan dit nie kan doen nie. Toe sê hy, dan gaan ek julle almal doodmaak. Toe sê Daniël, wat deel was van die wyse manne in Babylon, toe sê, hold on, wag so 'n bietjie. Sê koning, gee my net so tydjie kans. Ek wil my God nader en vra oor hierdie droom. En toe kom hy terug na 'n dag en Daniël het na die koning toe gegaan, het vir hom presies gesê wat hy gedroom het en hy het die droom uitgelê. So kan julle sien hoe Daniël hierdie wyse manne gered het van 'n gewisse dood. Die koning wou hulle doodgemaak het. En daar het hy deel geword van hierdie span en hy was al die tyd deel van hulle en Daniël het vir hulle vertel van hierdie koning van die Messias wat sou kom. Hierdie profesie het hy uitgelê en vir hulle vertel van dit en deur die jare was hierdie stories en profesieë oorvertel deur Daniël aan hierdie wyse manne. So daar in Parthia, hierdie wyse manne het geweet en onthou wat Daniël vir hulle gesê het, hierdie profesie, en toe sien hulle hierdie ster en dis die vervulling van hierdie profesie en hulle onthou wat hy gesê het, sê hulle, hierdie koning is seker nou gebore. Hierdie nuwe koning. En dit was ook nie 'n gewone ster nie, ouens, want hierdie ster het verskyn en verdwyn. Hy het beweeg en dan het hy stil gestaan, so dit was 'n bonatuurlike teken wat hierdie wyse manne presies gelei het na waar Jesus was, toe hulle vir hom geskenke gebring het. En die wyse manne het nou nie by Jesus aangekom in Bethlehem toe hy in die krib gelê het nie, soos die kerskaartjies wys nie, né? Hulle het eers later by Jesus aangekom. As jy die woord lees, sal jy sien, hy was alreeds 'n jong seun gewees, so min of meer so 2 jaar oud gewees. Want dit het hulle maande geneem om te reis tot waar Jesus was op daai stadium. Matteus 2 vers 7 sê dit, dat Jesus was alreeds 'n jong kind, nie meer 'n baba nie. Maar toe hulle by hom aankom, toe hulle by Jesus aankom in Jerusalem, daar waar hy was, het hulle vir hom geskenke gebring. Die 3 tipes geskenke was goud, wierook en mirre. Julle ken dit. En dit is so mooi die simboliek agter hierdie geskenke. Goud spreek van Jesus se koningskap. Die wierook dui op sy goddelikheid. En dan ook mirre. Mirre wat verwys het na Jesus se lyding, sy dood en sy begrafnis. Onthou, mirre was spesiale kruie wat hulle gepars het of gedruk het. Die Engelse woord sê dit so mooi, gecrush het. En dan het hulle dit gebruik om lyke te balsem. So dit het verwys na Jesus se lyding, dood en sy begrafnis. En weet julle, dis interessant, hierdie geskenke wat hulle gebring het die gesin, Josef, Maria en Jesus, onderhou vir 7 jaar lank in Egipte. Hulle het mos gevlug daarna. Vir 7 jaar was hulle in Egipte gewees. En dit was genoeg gewees om die gesin te onderhou daar, want hulle het gevlug vir Herodes, wat die seentjies laat doodmaak het. En toe die wyse manne aankom by Jesus, het hulle neergeval en hom aanbid. Toe hulle hom sien, dadelik het hulle besef, hier het ons te doen met goddelikheid. Hulle het hom herken en hulle het voor hom neergeval en hom aanbid. En dis interessant dat hierdie heidene die Messias herken het. In sy eie mense, die Jode het hom nie herken nie. Nou sal jy vra, maar hulle is dan nou skrifgeleerdes. Het die priesters hom nie herken nie, die skrifgeleerders nie. Ouens, hulle het die profesie geken, maar hulle het nie gereageer daarop nie. Ons lees nie dat Israeliete gegaan het en Jode wat het gegaan en voor Jesus gebuig nie. Vreemdelinge van ver af het hom gesoek. En selfs dit is profeties, is 'n profetiese prentjie. Want Jesus, die Messias, sy eie mense het hom verwerp. Maar God het hom laat aanneem deur die heidene. Hy het vir ons ook 'n geleentheid gegee en die heidene het hom herken en hom aangeneem. En Jode kan ook, maar alleen in Christus Jesus kan jy kind van God word. En die vraag aan jou vandag is,
Ons weet dat Jesus gebore was op hierdie planeet. Wat is jou reaksie op sy geboorte? Is jy bereid om jou lewe te buig voor die koning van die konings en om jou Heer en Meester te maak? Is jy bereid om dit te doen? Weet jy van julle nie ouens, vandag is ek baie dankbaar vir hierdie onskatbare geskenk uit die hemel uit, wat vir ons gegee was. Dat hy gekom het vir my en jou. En weet julle wat's mooi, daar's 'n profesie in Jesaja 60 vers 5 tot 11, julle kan dit gerus gaan lees, wat praat oor die toekoms, waar Jesus weer gaan terugkom en as koning fisies regeer uit Jerusalem uit. En dan gaan die nasies vir hom geskenke bring. Maar hulle gaan nie vir hom mirre bring nie, net goud en wierook. Hoekom nie mirre nie? Ouens, want hy het klaar die verlossingswerk aan die kruis voldoen. Hy het die prys betaal, die volle prys betaal, dit is volbring, dit is afgehandel, hy het die werk gedoen. Hy gaan nie weer aan 'n kruis hang nie. Hy het dit eenmaal gedoen en die werk is afgehandel. Hy het gesterf vir my en jou en sonde en dood oorwin. Kan julle sien God se hart? Hy's vir ons. Hy gee vir ons om en ek sluit af hiermee. Wanneer ons geskenke uitruil hierdie Christusfees, of net lekker saam om 'n tafel sit en eet, laat dit 'n weerspieëling wees van God se hart, 'n hart wat omgee, wat vrygewig is, hart van liefde en genade. Ek meen die waarde, die egte waarde van die geskenke wat ons vir mekaar gee, die vriendskap, die tyd, die luister, die waarde van dit lê in liefde. Die motief is liefde, nê? Liefde wat ons vir mekaar gee. In familie mag elkeen van ons hierdie Christusfees ons fokus terugbring na Jesus toe. Kom ons plaas die fokus op die een waaroor hierdie feestyd eintlik gaan, en dis Jesus Christus. God se volmaakte geskenk aan hierdie wêreld. En mag ons lewens self geskenke word van lig, van hoop en liefde aan mekaar en ook aan 'n wêreld daar buite. Geseënde Christus gaan wees sout en lig in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dank U dat U bereid was om mens te word en vir ons aarde toe te kom. Dat U bereid was om tussen ons mense te kom woon. En dat U die volle prys betaal het. Dit was nie maklik nie. Dit was 'n baie duur prys wat U betaal het. En toe dit op die moeilikste was en U in staat was, kon U net engele geroep het en U kon gesê het, ek gaan dit nie doen nie. Ek kan nie verder nie. U het nie dit gedoen nie. U was bereid om deur te gaan met God se wil en die raadsplan en die volle prys te betaal. Dankie vir dit. Dankie dat ons as gevolg van dit die ewige lewe het. Ons is so dankbaar, Here, en ek wil vra dat U in hierdie tyd, Here, dat U ons sal help om perspektief sal te bou. Dat ons ingesteldheid Christus sal wees. In hierdie tyd wat ons saam kuier, saam met ons kinders en familie en geskenke gegee word, dat ons mekaar sal herinner aan die grootste geskenk wat vir ons gegee is. Die belangrikste een. En ek dank U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here.